Goeiemôre. Baie welkom by volgens se erediens. Dankie dat jy uit jou warm bed uit opgestaan het en gekom het. Dink die versoeking was groot om 'n bietjie in te lê, 'n bietjie weg te bly uit die koue, so baie dankie dat jy vanoggend hier is. Mag ons die Here se teenwoordigheid hier beleef, mag ons ervaar hoe die Here ons deur sy gees aanraak, en mag ons ervaar hoe die Here ons inspireer om vir hom te lewe. Ons gesels nou al geruime tyd oor die tema van in Jesus se geselskap te wees, en ek wonder wat is die een ding wat vir jou uitstaan van die Here Jesus? Jy sal sê, nee, daar is baie goeders wat vir my uitstaan, en dis goed so. Maar as iemand vir jou sal vra, vir my sal vra, wat glo jy oor Jesus? Wat sal ons antwoord? As jy 'n korte geloofsbelijdenis sal moet skryf, as jy sal moet skryf wat jy oor Jesus glo, wie is Jesus vir jou? Wat sal jy dan skryf? Een van die mooiste geloofsbelijdenisse is in 'n lied geskryf. En dit is ook in die Bybel ingeskryf in Filippense 2. Ek wil dit volgende lees as 'n geloofsbelijdenis. As dit wat ons oor Jesus glo. Dit klink as volg. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. En dan kom die belydenis oor Jesus. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Ja, ons Jesus was 'n slaaf. En toe hy as mens verskyn het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. En daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Dit is ons Jesus. Dit is ons Here Jesus vir wie ons volg, wat 'n slaaf geword het, maar wat opgestaan het uit die dood, wat heers aan die regterhand van God. Ek groet jou vanoggend in die naam van ons Here Jesus. En ons Here Jesus het self gesê, dit maak 'n mens gelukkiger om te gee, as om te ontvang. In sy eie woorde. Dit maak 'n mens gelukkiger as jy gee, as wanneer jy kry. En dit is waarmee ek jou vanoggend in sy naam wil seën. Kom ons sing 'n lied. Baie bekend, praat ek mense engele tale. Dis liedboek 530. Ons gaan al drie die strofes gaan ons saam sing. Geloof wat nie tot dade oorgaan nie, is groot tydmors. Dit is nutteloos, beteken niks. As my mond nie my voete en my hande in beweging bring nie, dan beteken die woorde van my mond niks. Kom ons bely dit verder, kom ons sing dit, kom ons sing, praat ek mense engele tale, tot eer van die Here. Daar's 'n pragtige gebed in Psalm 123. En die ouer mense het dit baie gebid in die kerk. Gaan oor 'n slaaf en 'n slavin. En dan het die mense gewoonlik, ek weet nie of julle dit ons sal onthou nie, maar dan die ouer mense gebid, of die dominee het voorgegaan en dan het hy gesê, maar
Soos 'n slaaf se oog is op die Here, so is ons oë op die Here. Ek weet nie of julle dit onthou nie. Of die oë van 'n slavin, dan word die vroulike term gebruik. Gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë op die Here. Ons gaan nou hierdie psalm gebruik as 'n gebed, en ek gaan dit vir ons lees uit die boodskap. So dit klink 'n bietjie anders, maar kom ons bid saam. Here, ek staan soos 'n bedelaar voor U, wat oor alles regeer. Ons kyk op na U. U is ons Here en ons God. So slawe na hulle baase opkyk, so kyk ons op na U. Ons steek ons hande in afhanklikheid uit na U. En ons vra, wie is goed vir ons, Here? Wie is baie goed vir ons? Amen. Hier is 3 foto's. En nou wat het 'n mosterdsaadjie en 'n moerbeiboom en slawe met mekaar in gemeen? Hoe pas dit by mekaar? Eintlik pas dit nie baie goed by mekaar nie. En eintlik het dit baie min in gemeen. En eintlik sê dit vir ons net, wat beteken diensbaarheid? Dit is dit wat hierdie 3 foto's in gemeen het. Dit leer ons wat dien beteken. Toe Jesus oor dien gepraat het, gepreek het, toe het hy hierdie 3 metafore gebruik. Toe het Jesus gepraat oor die mosterdsaadjie, hy het gepraat oor die moerbeiboom, en hy het gepraat oor slawe. En binne daai preek van hom het hy ook gepraat van apostels, wat beteken gestuurdes, en daarmee wou die Here Jesus sê, hy stuur ons, hy stuur elkeen van ons, om 'n mosterdsaadjie te wees, en om 'n slaaf te wees. Hy stuur ons om so te dien, en dan sal ons moerbeibome kan skuif. Volgende is dit die laaste tema in ons reeks in Jesus se geselskap, en daarom vanoggend die tema om soos en saam met Jesus te dien. Om te dien. Ek dink ons het al heelwat van dit gehoor, ook hier in die kerk, om diensbaar te wees, maar daarom vanoggend weer die klem, om 'n mosterdsaadjie te wees, om 'n slaaf te wees, wat moerbeibome kan skuif. Kom ons lees dit in Lukas 17. Dit is waar Jesus oor dit gepraat het. Lukas 17, mense sal sê, jy het die kat heeltemal aan die stert beet. Jesus praat hier oor geloof. Vriende, as geloof wat nie tot dien gaan nie, is nie geloof nie. Is regtig nie geloof. As geloof my nie iets laat doen nie, dan is dit nie geloof nie. Nou kom ons lees uitsprake van Jesus. Jesus het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Jesus begin met die broosheid en die stikkendheid. Dit is onvermydelik dat dinge skeefloop. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in die see gegooi word, as dat hy vir een van hierdie kleintjies 'n struikelblok word. En kleintjies bedoel kinders. In ander woorde, iemand wat 'n kind benadeel, wat 'n kind seermaak, dit sal vir hom beter wees
as hy met 'n ordentlike sementblok in die see gegooi word. Vers 3. Wees dus self op julle hoede. Wees wakker. As jou broer verkeerd optree, berisp hom. En as hy berou kry, vergewe hom. Selfs as hy 7 maal op 'n dag verkeerd optree teen jou en 7 maal na jou toe terugkom en sê, ek is jammer, dan moet jy hom vergewe. Die apostels, hier word, word nie meer van hulle as disippels gepraat nie, maar van die apostels, die gestuurdes. Die apostels sê toe vir die Here, gee ons meer geloof. Help ons asseblief hierin. Maar die Here antwoord, as julle geloof maar so groot soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie moerbeiboom kon sê, trek jou met wortels en al uit die grond uit, en plant jouself in die see, en hy sou julle gehoorsaam. En sê nou, een van julle het 'n slaaf wat ploeg of vee oppas. Sal hy vir die slaaf sê, as hy van die veld af inkom, kom eet eers gou? Natuurlik nie. Maar hy sal vir hom sê, maak vir my iets klaar vir aandete. Sit dan jou voorskoot aan, en kom bedien my, terwyl ek eet en ek drink. Daarna kan jy self eet en drink. 'n Slaaf wat sy opdrag uitgevoer het, word mos nie bedank nie. Of hoe? So is dit ook met julle. As julle alles gedoen het, wat aan julle opgedra is, sê dan, ons is slawe wat niks verdien nie. Ons het gedoen, wat ons verplig was, om te doen. Jesus se preek, oor geloof, wat in diensbaarheid gesien word. Jesus se preek, oor die mosterdsaadjie, die moerbeiboom, en slawe. Ken jy 'n mosterdsaadjie? Dis ongelooflik klein. Sommige van die saadjies is geel en ander is swart. En die Bybel praat van die swart saadjie. Dit is die kleinste van die mosterdsaadjies. Daar's meer as een mosterdsaadjie en hierdie is die kleinste van die mosterdsaadjie. Verder is dit ook die kleinste van alle gekweekte saad wat daar is. Jy het regtig 'n vergrootglas nodig om dit te kan sien, so 1 millimeter groot. En wie soos Jesus en saam met Jesus wil dien, moet soos 'n mosterdsaadjie dien. Hoe is dit? Hoe dien 'n mens dan soos 'n mosterdsaadjie? Ek het 5 goed raak gelees wat ek graag met julle wil deel. Die eerste is, 'n mosterdsaadjie groei waar dit val. Of dit nou in goeie grond, vrugbare grond val, en of dit in swak grond val, dit maak nie saak nie, 'n mosterdsaadjie groei. 'n mosterdsaadjie hoef nie in gekoopte potgrond geplant te word nie. Dit groei. Dit groei waar dit val. En ek dink hier kan ons al die eerste hoor van diensbaarheid, hoe om te dien. Jy en ek moenie wag vir die regte oomblik om te dien nie. Jy en ek moenie wag vir die volmaakte geleentheid om te dien nie. Die beste geleentheid om te dien is sommer nou. Moenie wag tot jy gesond word voordat jy begin dien nie. Moenie wag tot jy genoeg geld het om te begin dien nie. Moenie wag tot jou kinders uit die huis uit is en jy baie meer tyd op hande het om dan te begin dien nie. En moet ook nie wag vir jou aftrede om dan te begin dien nie. Vandag is die regte tyd om te begin dien. Dien waar die lewe jou geplant het. Dien waar die lewe jou laat val het. Of dit nou in slegte omstandighede is, of in goeie omstandighede. Dien daar. Die tweede van die mosterdplant. 'n mosterdplant
word nie maklik uitgroei nie. 'n Mosterdsaadjie is ongelooflik klein, maar baie taai. As die saadjie begin groei, dan hou dit nie sommer op nie. En wie soos en saam met Jesus wil dien, moet vasbyt. Ons wat saam en soos Jesus wil dien, hou nie sommer op nie. Ons hou aan. Ons volhard. Ook as daar nie vinnige resultate kom nie. Dien is nie 'n stokperdjie vir 'n sekere seisoen in 'n mens se lewe nie. Dien is ook nie ontspanning nie. Dis nie deel van my ontspanning nadat ek verskriklik hard gewerk het en nou gaan ek 'n bietjie ontspan en daarom gaan ek jou nou dien nie. Nee, dien is 'n leefstyl. Dit is 'n leefstyl by Jesus se volgelinge. Nie 'n stokperdjie nie. Jy kan dit sien by hulle. Dis hulle manier van lewe. Hulle leef dienend. Die derde, 'n mosterdsaadjie groei nie net op enige plek nie. Dit groei ook goed op enige plek. Dit groei ook goed op moeilike plekke. Die mosterdsaadjie is soos jy kan nie dood in die Karoo. Dit floreer op moeilike plekke. En wanneer jy en ek soos en saam met Jesus wil dien, dan moet ons ook goed dien. Al is dit op moeilike plekke. Ons behoort met kwaliteit te dien. Veral teenoor hulle en vir hulle, wat ons niks kan teruggee nie. Wat ons glad nie kan vergoed nie. Teenoor hulle en vir hulle behoort ons die beste te gee. Volgelinge van Jesus, gee hulle beste tyd, nie hulle afskeeptyd nie. Hulle gee hulle beste middele wat hulle het. Hulle gee hulle beste gawes wat daar is. Nie hulle tweedehandse goed, wat niemand kan gebruik nie. Wanneer ons soos Jesus wil dien, dan dien ons op ons beste. Die vierde van die mosterdsaadjie, mosterdsaad is gesond. Hulle sê dit is nie net gesond om dit te eet nie, dink ek gaan dit maar oorslaan, maar is ook goeie medisyne. Mosterdsaad is voedend en dit is genesend. En wanneer ons mense wil dien, dan dien ons hulle nie om ons eie gewete stil te maak nie. Ons dien nie om aandele op God se aandelemark te kry nie. Ons dien om te genees. Vanuit ons verhouding met God, voed ons 'n honger wêreld. Genees ons stikkende mense. En ek het by myself gewonder, by myself gedink, of my eie geloof medisyne is, en of dit gif is. Ek wil so graag glo, dat dit medisyne sal wees. Maar is my geloof, en die uitleef van my geloof, en my manier van dien, is dit ten diepste medisyne? Is dit genesend, of is dit gif? Daar is 'n manier van dien, wat mense doodmaak. Daar is 'n manier van dien, wat mense verneder. En dit is nie, om soos die mosterdsaadjie te dien nie. En dan, soos wat almal weet, en is maar eintlik, wat ons van die mosterdsaadjie weet, is dat dit ongelooflik klein is. Soos reeds genoem, die kleinste van alle saad wat daar is. En daarom word dit so maklik misgekyk. As 'n mens belangrik wil voel, as jy belangrik wil wees, as ons wel erkenning wil kry, vriende, dan is dien nie vir ons nie. Dan gaan dit nie werk nie. Dan is dit tydmors. Uiteindelik verdwyn die mosterdsaad in die grond, en al wat jy kan sien, is hierdie pragtige mosterdplant, wat vrug dra. Hierdie klein mosterdsaadjie, dit herinner ons, aan die impak en die waarde van klein goedjies wat gedoen word in die lewe.
Klein treetjies wat mense gee. Eintlik onbenullige goed wat mense doen. Vinnige goedjies wat mense doen, wat 'n impak het. En soms wil ons net by die groot dinge wees. Soms wil ons net by die reuse en die indrukwekkende projekte betrokke wees. Soms wil ons net op die groot verhoë dien. Soms wil ons dien waar die skares dit kan sien. En die klein mosterdsaadjie wil vir jou en vir my hiervan genees. Nico Simpson is 'n skrywer. Hy het die volgende geskryf in die onlangse kerkbode. Dit is die koerant van die kerk wat so elke tweede week uitkom. En hy het daarin geskryf, hy sê, God gebruik die kleinste om sy werk te doen. Want dan is dit duidelik dat dit God is wat die verskil maak. Kom ek vertel 'n verhaal. Verhaal is van 'n klein dogtertjie wat huilend uit 'n klein kerkie in Philadelphia gestap het. Sy het sonnaskool toe gegaan en daar was nie meer plek in die sonnaskoolklaskamer vir almal nie. Dit was te beknop, daar was nie meer plek om te kon inkom nie. En hierdie klein dogtertjie het huilend uitgestap. Gelukkig het iemand haar gesien en saam met haar op die gras gaan sit. En toe sommer ook daar saam met haar sonnaskool gehou. 2 jaar later is hierdie selfde dogtertjie aan 'n baie ernstige siekte oorlede. Die dominee van die gemeente het haar ouers gaan besoek en hulle het gewoon in 'n vervalle woonstelblok, baie arm. En die ouers het toe vir die dominee gevra of hy asseblief hierdie dogtertjie sal begrawe. Maar dieselfde asem het hulle ook vir die dominee 'n klein beursie gegee. Dit was die dogtertjie se beursie. In die beursie was daar 'n briefie en 57 sent. Die briefie het gesê, hierdie is 'n geldjie sodat die klein kerkie dalk vorentoe 'n groter kerk kan bou, sodat meer kinders daarin kan kom. Die briefie van die dogtertjie. Hierdie is 'n klein geldjie sodat die kerk 'n groter kerk kan bou. Dit het haar 2 jaar gevat om hierdie 57 sent te spaar. Na haar begrafnis was hierdie briefie aan die kerk en die gemeente voorgelees. En binne 5 jaar het hierdie kerk, hierdie klein kerkie in Philadelphia, het hulle genoeg geld ingesamel om 'n ordentlike kerk, 'n nuwe kerk te kon bou. Vandag het die Temple Baptist Church, het die kerkie sitplek vir 3300 mense. By die kerk is daar ook 'n universiteit gebou en 'n hospitaal. En dan is daar ook 'n sonnaskoolsentrum, wat elke Sondag honderde kinders kan huisves. Niemand hoef meer uit te stap nie. Niemand hoef meer huis toe te gaan nie. Daar's plek vir almal. Maar in die sonnaskoolsentrum hang die skildery van hierdie dogtertjie. Hattie May Wade. Dit was haar onbenullige 57 sent wat God kragtig gebruik het, wat God wonderlike goed mee gedoen het. Ons bietjie word baie in God se hand. Kom ons leer dit by die mosterdsaadjie. Dien soos die mosterdsaadjie. Maar dien ook soos 'n slaaf. Dit is die tweede metafoor wat die Here Jesus hier gebruik het. Vers 7 tot by vers 10. En kom ons wees eerlik, ons kan hierdie metafoor nie regtig verstaan nie. Dit is buite ons verwysingsraamwerk. Ons ken nie onmenslike slawerny nie. Ja, jy kan gaan in Kaapstad na die museum toe en miskien moet ons dit doen. Daar is 'n museum
waar jy kan gaan kyk oor slawerny. Maar wie van ons ken net wel persoonlik onmenslike slawerny gevoel? Dit word net nie meer aanvaar nie. Althans nie wetlik nie. In Jesus se tyd was 'n slaaf niks meer as die eienaar se sandale nie. Dit was hoeveel 'n slaaf werd was. Niks. En wanneer 'n slaaf gebruik was en opgebruik was, dan was dit weggegooi soos sandale. 'n Slaaf het geen regte gehad nie. Niks. 'n Slaaf kon ook nie as 'n getuie in 'n hofsaak dien nie. 'n Getuie was nie betroubaar geag nie, ongeag of die persoon die waarheid praat. 'n Eienaar kom met sy slaaf doen net wat hy wil. Net wat hy wil en hoe hy wil en waar hy wil. En daar was geen wet wat dit gestop het nie. Onmenslike slawerny. Slawe was naamlose besittings wat opgebruik was en weggegooi is. En dan haal Jesus hierdie beeld uit. En hy sê, kom ek praat met julle oor dien. Wie soos en saam met Jesus wil dien, moet dit soos 'n naamlose slaaf doen. Wie soos Jesus wil dien, moet dit doen sonder mooi vrae, sonder dat iemand jou soebat, en jy moet dit doen sonder beloning. God se dienaars dien altyd onder skuilname. Maar die beeld van die slaaf sê ook, dat ek nie van bo af kan dien nie. Ek kan nie vanuit 'n beter weerterige en 'n meer gemaklike situasie jou dien nie. Ek moet van onder af dien. Ek moet by jou kom hoor en vir jou kom vra hoe om jou te dien. Al dink ek weet hoe om jou te dien. Ons kan nie van bo af dien nie. 'n Slaaf dien van onder af. 'n Slaaf dien ook nie op 'n afstand nie. Iemand wat wil dien soos Jesus gedien het, moet bereid wees om sy voete en sy hande vuil te maak. Kan nie met skoon voete en skoon hande dien nie. Op so dien is daar soos met slawerny 'n geweldige prys. Wie so dien, sal dit aan sy lyf voel. Wie so dien, sal sien en ervaar dat daar geen beloning in dit is nie. Om te dien soos Jesus gedien het, gaan nooit oor ons nie. Dit bring nie beloning nie. God gee nie spesiale bonusse vir verdiensbaarheid nie. Ek is bekommerd dat mense dit dink. God seën ons nie omdat ons mense gedien het nie. Ek dink nie so nie. God seën ons uit genade uit. Nie omdat ek iets gedoen het nie. Daar's nie bonusse nie, daar's nie aandele nie. Ek dien omdat ek mense liefhet. Nie om iets te kry nie. Ek hou baie van hierdie vorige president van Uruguay. Ek weet nie presies hoe om sy naam uit te spreek nie. José Mujica. Maak nie saak nie. Hy was Uruguay se president van 2010 tot 2015. Vir 5 jaar was hy hulle president gewees. Hy word onthou as die armste president. Dit is wat aan hom gekoppel word. Hy word onthou aan sy eenvoudige lewenstyl. Hierdie president het gekies om nie in die gesogte amptswoning te gaan bly nie. Maar hy het in sy baie eenvoudige huisie steeds aangebly, terwyl hy president was. Ek lees oor hom, hulle sê, hy het nie leiwagte gehad nie. Hulle sê nee, daar was 1 leiwag en dan sy hond. Dit was die 2 wat hom opgepas het. En dan word hy veral onthou vir sy Beetle. Hy het nie in hierdie deftige amptsmotors, hierdie swart karre met die blou ligte rondgejaag nie. Hy het in 'n eenvoudige Beetle gery.
Dit was sy amptsmotor. Daar word gesê dat mense, na sy dienstydperk het mense hom ongelooflike baie geld aangebied vir hierdie Beetle. Net om die Beetle in die hande te kon kry. Ag, en weet jy, hy het dit vriendelik van die hand gewys. Daar word vertel dat hierdie president 90%, nie 1/10 nie, andersom, 90% van sy inkomste aan die armes gegee het. Daar word vertel dat hy geïnvesteer het in entrepreneurs. In entrepreneurs wat gesukkel het om van die grond af te kom, hy het vir hulle ondersteun. Ja, en ek weet nie wat hy geglo het nie. Ek weet nie of hy in Jesus geglo het nie. Maar hy het soos Jesus gedien. Vir my is hy 'n voorbeeld van dien. En ek wens so, ek kan dit self meer doen. Bietjie meer van hom hê. Al het hy dalk 'n ander geloof. Kom ons dien soos 'n mosterdsaadjie. Kom ons dien soos 'n slaaf. En dan sal ons moerbybome kan skuif. Die derde metafoor wat Jesus hier gebruik het. Nou jy ken mos 'n moerbeiboom? Jy vat die blare vir die blare is vir suiwerings. En daai vrugte vlek. Ek weet nie of julle die maas dit al probeer uitwas. Dit vlek. Maar wat ons nie weet van die moerbeiboom nie, is wat onder die grond aangaan. En dit is dat 'n moerbeiboom 'n ongelooflike sterk wortelstelsel het. Jy pluk dit nie sommer uit nie. Iemand kom nie sommer en pluk dit uit en gaan gooi dit in die see en plant dit in die see nie. In elk geval, dit kan ook nie in die see groei nie. En Jesus het hierdie beeld gebruik van die moerbeiboom om te sê dat die onmoontlike moontlik kan raak. Wanneer mense soos 'n mosterdsaadjie dien, wanneer mense soos 'n slaaf van die Bybelse tyd dien, dan word die onmoontlike moontlik. Dan gebeur daar goed. Dan word bome geskuif. Nee, vriende, dan word berge versit. Dan word die onmoontlike moontlik. Dien soos en saam met Jesus. Vandag is die beste tyd om daarmee te begin en daarmee aan te gaan. Kom ons antwoord nou met 'n gebed. Kom ons stel onsself diensbaar. Kom ons meld aan. So ons gaan net so bly sit en dan sing ons lied 284 vers 1 tot 3. Kom ons dien die Here nou ook met 'n offergawe.